Ek lees graag vir ons voor. Jesus en die Samaritaanse vrou. Die Fariseërs het gehoor dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes. Eintlik was dit nie Jesus wat gedoop het nie, maar sy disippels. Toe Jesus dit verneem, het hy Judea verlaat en weer na Galilea toe gegaan. Hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Die fontein van Jakob was daar. En Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent 6:00 die aand. Daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal, en Jesus vra vir haar, "Gee my 'n bietjie water om te drink." Sy disippels was intussen weg dorp toe, om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, "Hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink?" Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. Jesus het haar geantwoord, "As jy geweet het wat God gee en wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sou vir jou lewende water gegee het." Die vrou sê toe vir hom, "Meneer, jy het nie eers 'n skepding nie en die put is diep. Waar gaan jy die lewende water vandaan kry? Jy is tog nie tot meer in staat as ons voorvader Jakob wat hierdie put vir ons gegee het en self saam met sy seuns en sy diere daar uitgedrink het nie." Maar Jesus antwoord haar, "Elke een wat van hierdie water drink sal weer dors kry. Maar wie van die water gedrink het wat ek hom sal gee, sal in alle ewigheid nooit dors kry nie. Nee, die water wat ek hom sal gee, sal in hom 'n fontein wees, met water wat opborrel en vir hom die ewige lewe gee." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, gee vir my van daardie water, sodat ek nie weer dors sal kry, en hier hoef te kom water haal nie." Hy sê toe vir haar, "Gaan roep jou man en kom terug hierheen." Die vrou het hom geantwoord, "Ek het nie 'n man nie." En Jesus sê vir haar, "Dis reg wat jy nou gesê het. Ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad. En die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat." Die vrou het vir hom gesê, "Meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorouers het God op hierdie berg aanbid. En tog sê julle die plek waar 'n mens God moet aanbid, is in Jerusalem." Jesus sê toe vir haar, "Glo my mevrou, daar kom 'n tyd wanneer julle die Vader nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid sonder om te weet wat julle aanbid. Ons weet wat ons aanbid, want die verlossing kom uit die Jode. Maar daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis hê dat die mense wat hom aanbid, dit so moet doen. God is Gees, en die wat hom aanbid, moet hom deur die Gees en in die waarheid aanbid." Die vrou het vir hom gesê, "Ek weet dat die Messias kom, hy wat ook die Christus genoem word. Wanneer hy kom, sal hy alles aan ons bekend maak." Toe sê Jesus vir haar, "Dit is ek wat met jou praat." Net toe het sy disippels teruggekom en hulle was verbaas dat hy met 'n vrou praat. Tog het niemand vir haar gevra, "Wat wil jy hê?" of vir hom, "Waarom praat jy met haar nie?" Die vrou het toe haar waterkruik net daar laat staan en na die dorp toe gegaan en vir die mense gesê, "Kom kyk, hier is 'n man
wat my alles vertel het wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Amen. Ek lees vir ons tot sover. Geseënd is elkeen wat die woord van God hoor en wat sy en haar lewe daarvolgens dan inrig. Gemeente, wanneer ons kyk na hierdie teksgedeelte, kom ons agter, Jesus is moeg. Hy kom in 'n plek met die naam Sigar aan, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. Hierdie fontein of hierdie put waarby hy gaan sit om water te drink, hierdie put is een wat Jakob self laat grou het. Hy sit daar op 'n tyd in die dag wat dit bitterlik warm was. Wanneer dit koel was in die oggende, het meeste mense gegaan om hulle water, meeste vroue gegaan om die water te skep. En dan ook in die laatmiddag, wanneer dit koel was, want dit was nie 'n lekker tyd van die dag, hier 6:00 die aand, toe Jesus en die Samaritaanse vrou mekaar daar ontmoet by die put nie. Daai tyd van die dag was mense nie naby die put nie. Omrede, hoekom wil jy in 'n ongerieflike tyd gaan water skep? Dit was nog te warm. Sy gaan daai tyd van die dag heel waarskynlik na die put toe, omrede sy skaam kry. Sy wil nie hoor hoe ander mense chi oor haar lewenstyl en wat sy al gedoen het en wat haar foute is nie. Sy wou alleen by die put gaan water skep en sy het gehoop daar's niemand daar nie. Maar verbasend is sy nie alleen nie. Sy sien hier sit 'n man en die man praat met haar. Intussen het Jesus die disippels gestuur om te gaan kos koop. Ons lees daarvan in vers 8. Sy disippels was intussen weg dorp toe om te gaan kos koop. Hy het hulle iets laat doen wat hulle nie veronderstel is om te doen nie. Hulle moet Samaritaanse kos gaan koop. Dit is iets buitengewoon. Hulle het seker gestap en gedink, hoekom sit jy ons altyd in hierdie moeilike posisie? Dit was ongehoor vir hulle om eers te vat aan Samaritaanse kos. Nou gaan hulle dit eet. En hier sit Jesus by die put, moeg. En hy sien hierdie Samaritaanse vrou en hy doen iets wat ongehoord was. Jy het nie gehoor dat 'n Jood met 'n Samaritaan praat nie, nog minder met 'n Samaritaanse vrou. Ons besef in vers 11 dat hierdie vrou ongemaklik voel, want sy sê vir hom, meneer, jy het nie eers 'n skepding nie. Hoe vra jy, wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, water om te drink? So sy besef, jy's 'n Jood, sy kon duidelik sien aan hoe hy aangetrek is. Hy's 'n Jood, hy's nie iemand wat met my moet praat nie, dit is ongehoord. Hier begin hy met my praat. En sy herinner hom, hierdie is iets wat nie gewoond is nie. Jy, wat 'n Jood is, vra vir my 'n Samaritaanse vrou om vir jou water te skep. En Jesus antwoord haar en hy sê vir haar, as jy geweet het wat God gee en vir wie dit is wat vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy vra vir lewende water. Hy wil vir haar sê, jy praat nou met die Messias wat gekom het. En hy gaan verder en ons lees wanneer Jesus praat en sê, elke een wat van hierdie water drink, sal weer dors wees, maar wie van die water drink wat ek hom gee, sal nooit weer dors kry nie. Die water wat ek gee, sal in hom 'n fontein word wat
opborrel tot in ewigheid. En hierdie Samaritaanse vrou besef wat Jesus sê, en sy vra vir hom. Sy vra vir hom, Here, gee vir my van hierdie water, dat ek nie weer dors hoef te kry nie. Wat gebeur met ons? Ek en jy het 'n bak vol water, 'n emmer. Ons wil in ons lewe baie graag ons emmer volmaak. Soos wat die Samaritaanse vrou gaan om water te skep, wil ons gaan en water skep. Ons wil iets hê wat ons dors les. Nou dan gaan ons en ons kies vir ons 'n emmer. Baie keer kies ons 'n emmer en ons maak hom vol. Kom ons sê ons maak dit vol van meel, want ons wil graag koekies bak en dit uitdeel. En ons maak hierdie emmer so styf as moontlik toe, want niemand gaan van my koekies kry wat ek vir my familie en vriende wil gee nie. So ons het baie keer 'n synige emmer. Soms, as ons agterkom, maar dit help nie om synig te wees nie, die woord van God leer ons, jou regterhand moet nie weet wat jou linkerhand doen nie, jy moet gee, eerder as om te ontvang. Dan besluit ons, kom ons kry 'n kleiner houertjie, 'n kleiner emmertjie. Dan probeer ons om te minimaliseer. Dit gebeur wanneer ons dink, om geluk te vind, om ons emmer vol te maak, moet ons eerder minder materialisties wees. So ons begin weggee. En naderhand besef ons maar hierdie emmertjie van ons het gaatjies onder. En op die ou einde van die dag is daar niks water vir ons om te drink nie. Ons bly dors. Ons het nog nie presies die regte emmer gekry nie. Nog glad nie. Dan is daar hierdie emmer. Ek weet nie wie van julle hom ken nie. Baie mense gebruik hom, hulle sit ys in hom, en dan sit hulle drank in hom. Dan dink ons gaan ons probleme wegdrink. Dan kry ons mense wat alkoholiste word, want hulle dink, om te drink en om te drink en om te drink, gaan daardie dors van my les. Daai behoefte wat ek hier in my binneste het. Dit is die manier hoe ek daai dors gaan les. Ek gaan vergeet van al my probleme. Ek moet nie bekommer nie. Dan kry ons nog emmertjies. Ons hardloop, dan gaan dink ons het 'n emmer gevind, want ons is haastig. Ons het soveel probleme, ons moet dit nou oplos. Dan gryp ons iets wat nie eintlik 'n emmer is nie. Dis eintlik 'n asblik. Dan probeer ons hierdie emmer vol maak en ons besef hy bly net vol tot op 'n sekere plek. Ek les my dors, maar nie heeltemal nie. Want ek gooi allerlei wêreldse goed hierin. Dit is wanneer ons op mense begin staat maak vir geluk. Ons dink as ons genoeg vriende het, dan gaan ons gelukkig genoeg wees. As ons familie gelukkig genoeg lyk op Facebook of op Instagram of vir die mense oor kan die pad, ons het genoeg kersliggies op, ons tuin is perfek, niemand sien wat fout is in die binnekant nie. Maar ek weet wat's fout. Ek kan sien daar's gaatjies, ek kan sien daar is iets wat my pla. Maar ek wil nie erken dat die Here my liefhet net soos wat ek is met my foute. Dit is nie moontlik nie. Dis glad nie moontlik nie. En ewe skielik besef ek, maar die Here sien my. Die Here weet presies wat ek nou doen. Ek probeer aansit. Ek probeer 'n prentjie vir die wêreld wys wat nie waar is nie.
Dan hardloop ek na nog 'n emmer toe. Ek dink hierdie een is 'n emmer. Dan is dit eintlik 'n asblik. Wat hierso gebeur is, ek besluit, ek gaan alles wat fout is met my probeer fix. Ek kyk te veel TV, so uit TV sit ek af. Ek is onfiks, ek het besluit ek hardloop na daai KFC bucket vol wings en ek eet en ek eet en ek eet. Ek gooi al my foute weg. Ek hou op om so ongesond te lewe. Ek hou op om te rook. Ek hou op om te drink. Ek hou op om na ander vrouens te kyk. Ek hou op om egbreek te pleeg. Ek hou op om te steel. Ek hou op om mense sleg te praat. Ek hou op om te skinder. Maar nou wat doen ek met hierdie emmer? Wat doen ek nou met hierdie emmer? Want ek het nou die regte besluit geneem, maar waarheen gaan ek met die asblik? Dit is presies waar die Samaritaanse vrou was. Sy het daar gestaan met haar emmer. Sy het geweet, sy het 5 mans gehad. Sy het geweet, almal skinder van haar agter haar rug. Sy het sekere tye gekies om te gaan water skep, om daardie gecheat te vermy. Want ek wil nie hê mense moet my foute sien nie. Want ek weet hulle gaan oordeel. Hulle gaan klippe gooi, al sê Jesus moenie klippe gooi nie. Gaan hulle klippe gooi. En toe lig Jesus haar in. Eintlik is jou emmer hier binne. Hy les jou dors. Nie deur vir jou iets in jou emmer te sit nie, maar deur vir jou te leer wie hy is. Deur vir jou te sê, ek is die hele tyd by jou. Jy kan enige tyd van my drink. Enige tyd na my toe kom in gebed. Enige tyd. Jy hoef nie skaam te kry en voor mense na my toe te stap nie, want ek is by jou. Maar hierdie emmers moet ons vir Jesus gee. Die asblik vol van my foute, die emmer wat ek gedink het 'n emmer is, waar ek probeer het om al my foute weg te steek. Ek moet besef, Jesus aanvaar my net soos wat ek is. Hy ken my beter as wat ek myself ken. Hy is lief vir my. Al het ek foute, is hy lief vir my. As ek sonde doen, moet ek maar net sê, Here, vergewe my en dit opreg berou. En dan gee ek hierdie emmer ook vir Jesus. Hierdie emmer, wanneer ons na die wêreld toe hardloop, en ons probeer so hard om wêreldse dinge te gebruik, om ons binneste te vul, Andries, om ons binneste te vul. Ons vat daardie emmer en ons gee hom ook vir Jesus. Hierdie emmertjie wat ons probeer gebruik het om te minimaliseer, om te dink, as ek al my goed verminder, my wêreldse dinge, dit weggee, fokus op die minimale, dan het ek nie meer enige iets oor om van te drink nie. Want ek gee alles net. Ek gee van myself en ek vergeet van myself. Ek vat dit en ek gee dit vir Jesus en ek sê, Here, leer my om myself lief te hê, maar ook my naaste lief te hê, om 'n balans te vind tussen die twee. En ek gee dit vir die Here en ek sê, Here, leer my om te balanseer, om 'n balans te vind.
En dan vat ek hierdie emmertjie van my, wat ek so graag probeer vul het, en wegsteek het van almal, want ek wil tog net goeders gee vir my mense, en my mense, my familie, my vriende, hulle kom eerste. Ek bid nie vir my vyand nie, ek vergewe nie, ek fokus op almal wat goed is vir my. As iemand nie goed is vir my nie, is hulle nie my tyd werd nie. En ek vra vir die Here, leer my om nie dit te doen nie. Leer my om die deksel af te haal en om almal lief te hê. Selfs my vyande lief te hê, selfs vir hulle te bid. En ek gee hierdie emmer ook vir Jesus. Jesus sê, dit maak nie saak hoe mooi jou bak is, of hoe hard jy skep om water in daai bak te kry nie. As jy die verkeerde put se water drink, sal jy altyd weer dors hê. Die vrou by die put het haar ou kruik daar gelos. Sy het nie meer water nodig gehad nie. Sy het iets beters gekry. Vandag vra Jesus vir jou en vir my, watter bak hou jy vas? Is dit die bak van bitterheid, want iemand het jou seer gemaak, jy kan nie vergewe nie? Is dit die bak van skaamte oor jou verlede? Is dit die bak van beheer, want jy vertrou nie dat God regtig in beheer is nie? Los jou bakke by die put. Jesus wag daar vir jou, nie om jou te veroordeel nie. Hy wag nie daar om jou te veroordeel nie, nee, maar om jou te vul. Hy sê, ek is die water wat lewe gee. Kom na my toe en jou dors sal weg wees. Jou dors sal weg wees vir ewig. So as jy vandag jou bak neersit en by hom gaan drink, as jy soos daai vrou word wat by die put haar bak neergesit het, dan is jy iemand wat nie meer wegkruip nie, maar jy hardloop en jy vertel vir almal van Jesus en dat Jesus anders is as die wêreld. Ek het hom ontmoet. Sy het seker geskree, ek het hom ontmoet. Hy het my herken. Hy het my geken en hy het my nogtans lief gehê. Hy het my lief. Gemeente, kom ons besef, ons moet elke dag by die regte put drink, sonder 'n bak, maar sommer met jou hand van die lewende water. Amen. Kom ons sit so, dan bid ons saam. Here, almagtige God, U ken elke een van ons. U ken ons beter as wat ons onsself ken. U weet watter verkeerde afdraaipaaie ons gevat het, waarheen ons al geloop het. U ken elke ou bak wat ons al vasgehou het. Here, vergewe ons tog vir die kere wat ons eerder onsself vertrou het as vir U. Neem ons ou kruike weg, Here. Laat ons na U toe kom. U wat nie veroordeel nie, U wat lief het. U wat ons verwelkom soos 'n verlore kind. Vader, en laat ons besef, U aanvaar ons, U ken ons en U het ons nog steeds lief. Here, dankie vir die seëninge wat U oor hierdie gemeente sit.
Dankie dat U ons hand nie los nie. Dankie vir U liefde, o Here. Amen. Gemeente, kom ons staan, dan sing ons saam as gebed die Onse Vader, lied 266.